te wees. Ons sê vir elkeen baie welkom vanmôre. As jy 'n besoeker is vanmôre, ons dien maar net vir Jesus. Dis wat voor ons is, en daar's net een naam voor elke naam, en dis die naam van die Here. Voor Reinhard vir ons vanmôre op, gaan open met gebed. Ek wil jou vra, wie is hier in die nood van 'n aanraking? Wie is hier met 'n behoefte vanmôre? Wie is hier met 'n verwagting vanmôre? Want daar is krag in Jesus bloed wat nie kan verlore gaan of kan minder raak nie. Amen. Kom ons vra vir Reinhard om vir ons hierdie diens te open met gebed. Amen. Amen, amen. Ons eerste lied vir vanmôre is I know it was the blood. Amen.
dis deur Jesus Christus, sy bloed alleen vanmôre. Amen. En al wat ons nodig het is one drop of blood. Amen. Oh
nie terugvat in die verlede en daar waar jy was nie. Want as ons die hand aan die ploeg geslaan het, kyk ons nie terug nie. Maar ek wil jou vra vanmôre, herinner jouself so klein bietjie, wat het een druppel van bloed jou al uitgehaal? Kan ons nie vanmôre die Here net die eer gee vanmôre vir dit wat hy ons gedien het, deur die lofsange van vanmôre, om te sê, he paid the debt, he did not owe. Kom ons eer hom vanmôre, deur die bloed wat hy geskenk het, deur ons siele te kon red vanmôre. Amen. voor ons maar die laaste bietjie toe gaan. Hoor mooi. Ek weet nie wie jy is nie, maar die Here sê vir jou vanmôre, jou voete beweeg op gevaarlike grond. En die Here sê vir jou vanmôre, terwyl my genade vir jou te vinde is, gryp dit aan vanmôre. Gryp dit aan, want die bloed was nie net vir individueel nie, of net vir een persoon nie, maar vir elkeen wat hier staan vanmôre. En die Here sê vir jou vanmôre, gryp dit aan. Soek my terwyl ek nog te vinde is. Halleluja. He was wounded for our transgression. Amen. Surely
werke of deur ons goeie gesindheid vanmôre kan sê ons kan U terugbetaal deur die prys wat U kan betaal het vir ons om vanmôre hier te kan staan as geredde siele nie. Maar vanmôre is dit een voorreg om deur die lippe van ons al die eer en al die lof aan Hom te kan gee wat dit werd is, wat ons deur gekoop het deur sy bloed en sy naam is Jesus Christus. En daarom kan ons hande by mekaar sit, ons kan ons voete by mekaar sit, ons kan ons hele liggaam vanmôre by mekaar sit en net sê al die lof en al die eer kom U toe, Here, want die voorreg is ons in vanmôre om U te kan ken. Halleluja. So bid ons dit vanmôre in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. Ja, kom ons gee die Here nog so lekker op. Dit is lekker om die Here te kan sien vanmôre. Ons kan ons sit kom. Halleluja. Dan gaan ons vir pastoor vra. Ek wil net ietsie uitvind. Is jy reg vir die tent? Dan gaan ons vir my vrou vorentoe roep, sy gaan vir ons die tent gee of lewer. Amen. Is jy bly om in die huis van die Here te wees? Amen. Is jy bly om in die huis van die Here te wees? Amen. Jy moet maar asseblief volgende verskoon. Die vorige keer toe waar ek al gesing het en toe word ek siek toe kon ek nie sing. Vanoggend ek was aan die week gevra vir pastoor kan ek die item lewer want die Here het op my hart gelê. Ek het 'n massiewe paar aan my keel vanoggend. So as ek so 'n bietjie vals is, skoon my. Sing maar saam met ek is seker almal ken die liedjie, maar voordat ek sing, wil ek graag 'n vers aan julle lees en deel wat die Here op my hart gelê het. Die vers is uit Lukas 17 vers 11, die genesing van die 10 melaatses. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom daar 10 melaatse manne na hom toe tegemoet wat op 'n afstand by staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê: "Jesus, Meester, wees ons barmhartig." En toe hy hulle sien, het hy vir hulle gesê: "Gaan vertoon julle aan die priesters en onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword." En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval, by sy voete en hom gedank, en hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê: "Het 10 nie rein geword nie, en waar is die ander 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie?" En hy sê vir hom: "Staan op en gaan, jou geloof het jou gered." Die lied wat ek vir wil sing is 'n liedjie, die liedjie se naam is Gratitude. En wat die Here deur hierdie vers op my hart gelê het is, elkeen van ons wat hier sit, het iets om voor dankbaar te wees. Maar ons as mens vat dit for granted. Ons dink die Here moet dit vir ons doen, want hy het ons gered deur sy kosbare bloed. En elkeen van ons is hier net deur die genade van die Here alleen. En vanoggend is my gebed dat wanneer jy hom aanbid, wanneer jy hom eer, wanneer jy hom loof, doen dit met alles wat in jou hart is. Want ons as mense het niks anders as om te offer as ons lofoffer aan hom nie. Want ons is niks nie. Ons kan niks aan hom teruggee nie, behalwe om hom te loof en te prys vir dit wat hy vir ons gedoen het. So terwyl Yuri en Annelie daar stoei om die liedjie vir ons op te sit, wil ek hê jy moet net in die binneste net rustig hou. Soos wat Yuri gesê het, gaan 'n bietjie terug daar waar die Here jou uitgelig het. Vandag hou ons nagmaal. Ons doen die sakramente eer en verheerliking om vir hom dankie te sê. Deur sy wonde was daar vir elkeen van jou genesing. So as jy vanoggend siek is, daar was vir jou genesing. Hy het die prys betaal wat jy nie kon betaal het nie. So ek gaan nie die liedjie sing. Ek sê weer eens as ek 'n woord vergeet het, was ek 'n bietjie hakkel, verskoon my, vergewe my. Maar dit kom uit opregtheid in my hart vir die Here. Dankie. En sit die musiek lekker hard. My stem lekker sag.
Wie van u het nie 'n vrug nie? Jy moet die vrug by u hê. As jy nie 'n vrug het nie, kan jy gou vir u daar agter is 'n tafel wat ons klomp vrugte op gesit het. Ek het 'n paar opgesit, van ander mense opgesit. Kry vir u daar vrug. Jy moet 'n vrug asseblief by u hê. Jy mag nie so stompie maak en die vrug klaar eet. Maar tweede en is daarom al klaar hier. Amen. So as jy nie 'n vrug het nie, kry vir jy 'n vrug daar. Jy kan vir 2 of 3 ook kry. Soos ek sê, moet net nie nou eet. As jy honger is, kan jy na diens dit eet. Kan dit weer kry. As jy een gebring het en na die diens wil eet, kan jy dit doen. As jy nie een gebring het nie, nou een vat en na die tyd diens wil eet, mag jy dit ook doen. Terwyl die mense kry, hy dan kan maak my gerief is. Ons het hier die tafel sit. Amen, as jy woord het, kan jy oopmaak. Ons gaan lees uit Markus 11 uit. Nou vrugte is baie keer in die woord word genoem. Baie keer word daar verwys daarna, baie keer is dit fisiese vrugte, baie keer is dit net 'n staan dit in vir iets anders, so dis 'n beeldspraak of 'n gelykenis of iemand vertel iets oor vrugte, maar baie keer is dit fisies vrugte. Nou ons gaan lees hier uit Markus 11 uit, ons gaan lees vers 12 tot 14 en dan 20 tot 26. Vers 12 sê die volgende dag, onderwyl hy Betanië gaan, het hy honger gehad, dis Jesus, en toe op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie. Dit was nie die tyd van die vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in die ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En die disippels het dit gehoor. Vers 20 sê, en toe hulle vroeg in die môre verbygaan, dis die volgende dag, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou wat hy gesê het. En gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat jy vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, want voorwaar, ek sê vir julle dat elkeen wat vir die berg sê, hef jou op en werp in die see, en dit nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat dit wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle die oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Baie bekende gedeelte, en met alle eerlikheid en respek en liefde, gedeelte wat ek baie lang gevoel is onregverdig. Ons lees dit daar in die eerste paar verse, dit is nie tyd gewees vir vye nie. Toe dan die vye is, die sê Jesus, mag niemand ooit weer van jou eet nie. En die volgende dag is die boom droog. As jy gaan lees in Matteus, as ek reg is Matteus 12, ek kan dit nie presies onthou nie. Staan daar, die oomblik toe Jesus het sê, die boom opgedroog vir almal se oë. Soos ek sê, vir my voel ek onregverdig. Dis dan nie tyd gewees vir vye nie. Hoe doen Jesus dit? Maar ons gaan nou daarby kom, ons gaan so bietjie 'n wandeling deur die woord doen en eintlik elke gedeelte wat ek aanraak is 'n preek op sy eie wees. So as ek net vinnig daaroor gaan en nie meer van dit wil weet, sê vir my, dan doen ons 'n reeks oor hierdie vrugte, of ons doen 'n gedeelte op 'n Woensdag aand of 'n Sondag aand en ons praat bietjie oor dit, maar voor ons gaan begin, gaan ons bietjie manifestasie doen. Jy weet wat 'n manifestasie is. By die konferensie wat ons was, het ons gesê, mens moet nie meer manifestasie doen, jy moet ons nie saamwerk nie. Mens noem dit 'n profetiese geloofsaksie. Klink dit fancy en nie. Ons net 'n manifestasie. Amen. So ek het vir ons 'n tafel hier gesit en u gaan elkeen nou die vrug hier op die tafel kom neersit. Hier's bakke, jy kan dit op die tafel self sit, moet asseblief nou nie op die blare neersit nie. Ek sien my ma vanoggend klaar my blare beskadig, die haar vruggies hier neer te sit. So haal ek dit af.
Wil dit op die blare neersit, nie sit op die tafel neer. So ek nooi jy kom deel in 'n manifestasie vanoggend. Kom sit u vrugte op die tafel neer. Amen. Soveel of so min soos wat u wil. As van die mense wat nie dit kan doen nie, kan jy hulle help. Francis help wel, kan jy Rina. As iemand kan die Ronel se vrug kan bring as hy nie kan nie, is ook reg, maar ons deel vanoggend in 'n geloofsaksie. Dat so lekker vir vanoggend die kom en mense sommer klaar vrugte raak op die tafel neergesit en extra saamgebring. Want dis wat ons in ons familie soek. Ons bring vir die wat nie kan nie. Ons deel met hulle wat nie het nie. Amen. Hoor jy, Marlies is nou die enigste advokaat vandag, so, nee? Sy het vir ons 'n tomatie gebring. Dis ook 'n vrug, want gaan nie in my vrug geslaan en gaan nie hoor. Maar dis ook 'n vrug, dit is 100% reg. Dankie Marlies. Soos ek gesê het, reg deur die woord, lees ons en hoor ons van vrugte. Mens moet nie die Bybel oopmaak en begin lees, heel aan die begin. Binne 3 hoofstukke speel vrugte 'n baie belangrike rol. Is dit nie so nie? Heel aan die begin maak God alles. Hy maak al die vrugte, alles wat jy hier sien op die tafel het God gemaak. Voor die mense nog daar was al hierdie goed reeds gewees. Net mense wie sê jy kom uit 'n aap uit nie, God het u gemaak as 'n mens. Ek glo in die Big Bang. Here praat, goed waar gebeur dit? Here praat, poef, daar gebeur dit. Here praat, poef, daar gebeur dit. Dis die enigste Big Bang wat daar was, hoor. Elke keer as God praat, gebeur daar iets. Dis die Big Bang wat ek. Amen. So bly broer Heinrich te sien. Hulle kan nie altyd kom nie met die pad. Maar hulle besluit op hulle huweliksherdenking, gaan hulle vandag saam met ons hier wees. Amen. Ons sien hier mooi vrugte. Ek so bly is nie net appels nie. Want as jy enige kinderbybel vat en jy lees die eerste paar boeke daarvan of die eerste paar gedeeltes, dan staan daar en die Here het gesê moenie nie van hierdie vrug eet nie, dan is daar 'n prentjie van 'n appel. Maar as sommer ek dink dis heeltemal nie teenoorgestel, ek dink is tomatie gewees. Tomaties is nie vir my lekker. Ek eet nie tomaties nie. Maar weet jy wat? Die Here skep alles. Hy maak die mens, hy maak Adam en Eva. Hy sê vir hulle, julle mag eet van alles. Alles. Net nie van daai een vrug eet nie. Moet net van daai vrug eet wat julle al die kennis gaan gee en julle wys gaan maak nie. Eet van die ander vrugte. Eet alles wat daar is. Trek julle wortel uit die grond en eet dit as julle wil. Kryf julle neute. Moet net nie van daai vrug eet nie. Maar is nie duidelik ook geweet dat vrugte 'n baie belangrike rol speel. En hy kom. Tegen wie die duiwel is 'n slang het pote gehad voor. Want soos ek sê, dis 'n plek op sy eie. Hy kom daar met sy voete aangehak het. Daarna het hy op sy maag gesit. Maar hy kom aan gehardloop. Hy sê weer van hoor hierso. Het die Here regtig gesê jy mag nie van. Het die Here regtig gesê jy mag tomatie eet. Dan kyk haar mooi en rooi en rond. Lyk amper soos 'n appel. Dit lyk amper soos perskes. Dit lyk amper soos 'n prei, maar eet hom man, is lekker. Amen. Hy hardloop weg van my. Tomatie is lekker. Uitgelukkig nie tomatie. Hy sê, het God regtig gesê, weet jy hoekom mag jy nie, maar dan gaan jy so die God word van die koninkryke. Jy gaan soos die Here van die leerskare word, want die duiwel wou so gewees het. Die duiwel wou God gewees het. Dis hoekom hy nie meer in die hemel is nie. Dis hoekom hy na die aarde afgegooi is. Want hy wou soos God gewees het. Die fout wat Adam en Eva gemaak het, was nie die eerste sonde nie hoor. Dis die eerste sonde van mense gewees. Die eerste sonde was deur die duiwel gepleeg.
Hy is die vader van die leuns. Hy is die vader van die sonde. Hy is die vader van dit wat verkeerd is. Dit is hy, dis hoe met sy benaming is, want hy het mee in het begin. Hy het nie die mense oortuig om dit ook te doen wat hy gesê is lekker. Sonde is lekker, anders het nie so baie mense dit gedoen het nie, maar moet nie sonde doen. En hy oortuig vir Eva, en Eva eet die mense uit die tyd van Eden. En selfs nadat die volgende hoofstuk 4 is vrugte weer in die spotlight, as ek so kan sê. Want Adam en Eva gaan uit en hulle kry kinders. Kain en Abel. En toe hulle groot is en hulle offer vir die Here bring, toe bring die een boetie vleis. En die ander boetie vrugte. En dit speel so 'n groot rol. Dit speel so 'n massiewe rol. Dat Kain vir Abel vermoor. Nie oor die vrugte nie, maar wat gebeur het rondom die vrugte. Wat gebeur het, as Kain vrugte gebring, soos die offer ook nie aanvaar gewees het nie hoor. Maar dit het nie gegaan oor die vrugte nie, dit het nie gegaan oor die vleis nie, dit het gegaan oor die hart, waarmee hy dit vir die Here gebring het. Yes, amen. En as hy sy eerste bestes gebring het, dan sou dit dalk gewerk. En dan gaan ons 'n bietjie verder, en ons lees van 'n klomp mense wat in die woestyn stap. Nadat die Here hulle verlos het, nadat die Here wonderwerke gedoen het, nadat die Here die see gekloof het, en die mense wat agter hulle is laat verdrink het, nadat die Here hulle werklik verlos het, stap hulle daar in die woestyn in Numeri 5, en hulle klaar, hulle murmureer oor die kospotte van Egipte. Ek kan ons 'n bietjie knoffel kry nie. Dit is interessant, kan ons 'n bietjie watlemoene kry nie. Gaan lees daar in die Bybel. Watlemoene. Hier is nie een watlemoen volgende, klink is van spek is die naaste na watlemoen. Kan ons nie Here net teruggaan na Egipte toe? Kan ons net teruggaan na die slawerny toe nie? Kan ons net teruggaan na die slaaf van die ander mense, net om 'n watlemoen te kry nie, Here? Die koning verlos hulle, en hulle vra, ag Here, kan ons nie maar 'n bietjie 'n vruggie kry nie? Want ons stap nou in die woestyn en ons het 'n bietjie kwartels gekry en ons het wat is dit uit die hemel uitgeval? Dis wat manna beteken, wat is dit? En as 'n lied in die oggend opstaan, dan was dit vrou, was hy vrou, wat is vergeet ons vandag, dan sê sy, wat is dit? En sy, wat het ons vandag, dan sê sy, wat is dit? Want dis letterlik wat dit beteken, manna beteken. En as jy tevrede met die koning se brood wat uit die hemel uit vir hulle gee nie, hulle verlang na 'n watlemoentjie van Egipte. Hoeveel van u verlang terug na die dae voor u hart vir die Here gegee het, toe alles goed gegaan het en lekker gegaan het, en Vrydaande het jy saam met die pelle uitgegaan. Saterdag kan jy niks doen nie, want die dwingergriep kom terug na vrugte toe. Te veel drywersap het oud geword het. Dis ek om oud goed is nie goed altyd nie. En 2 hoofstukke verder kom hulle by die beloofde land. Hulle kom by daai plek waar die Here vir hulle in dekades al gesê het, daai gaan julle land wees. En Moses stuur 12 ouens uit. Waar is die drywer? Staan, waar? Plaas ons kry nie drywer, daar is agter drywer. Daar is ek 'n pakkies drywer. Moses stuur 12 mense uit en hy sê vir hulle, gaan kyk hoe lyk die land. Kom sê vir ons dat dit goed is dat ons dit kan invat. Plaas ons soos Joshua was net 2 gestuur wat hy uitgekies het. Plaas hy 'n bietjie voor die tyd gebind en sê, dan gaan net hierdie 2 stuur. Hy stuur 12 ouens, dankie Francis, gee my so mee af, gooi uit en geef my een van my pakkies. En hulle kom terug. Ag, wat gebeur jy self nou vanoggend hierdie se warteling? Kyk. Hulle kom terug. En wat bring hulle terug van die beloofde land af? Behalwe slegte nuus 10 van hulle. Hulle bring 1 tros druiwe wat 2 ouens bedra. Het jy al 'n watlemoen gehad
wat 2 mense moet dra? Het jy al 'n watlemoen gesien wat 2 mense moet dra wat net groei? Nee, ek kan 'n watlemoen dra, ek kan hom alleen dra. Maar die Here wys vir die plek waar hulle gaan. Is die drywe trosse. Dit wat ons gewoonlik met 1 vingertjie optel, dit wat ons klete stuur, Lia, jy kan hierdie vashou, né? Broer, daai klein kinders van jou sê jy kan vashou sonder dat hulle val. Hulle gaan nou daar neersit en dan eet, fyn, maar hulle kan dit vashou sonder dat hulle val. Die Here kom en hy sê, sien julle hierdie bietjie drywe? 2 ouens moet dit dra. Wat verlang julle terug na watlemoene? Die beloofde land. Dis 'n land net van melk en honing nie hoor. Dis 'n land waar vrugte so groot word, dat 2 mense 'n drywe tros moet dra. Dink jouself, hoe moes dit gelyk het? Dink jouself, jy vat hom en jy haal daai drywe korrel soos 'n watlemoen. Jy haal hom soos 'n appel, dit loop so af. Gaan nou na Israel toe, is nog steeds die beste grond ooit om te plant. Dit is die beste grond om enigiets in te plant, enigiets groei daar. En die Here wys vir die volk, daartoe waar ons gaan, daar waar ek beloof het, is die beste. En julle kla nou bereer so almal wat oor 20 is gaan doodgaan, voor julle daar kom. Gaan ons verder in die woord. Wie het sy Bybel? Wie gaan ons Habakuk se laaste paar verse net lees vir ons? Habakuk, een van die laaste boeke in die Ou Testament, verse 17 en 18, 3 vers 17 en 18. Is van die mooiste wat iemand ooit geskryf het. Is van die bemoedigendste woorde ooit. Lees vir ons. Staan maar op, mense kan oor die mikrofoon hê. Nee. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op my hoogtes vir die musiekleier op snaarinstrument. Amen. Weet jy wat sê hy eintlik hierso? Al gaan alles verkeerd oom Dibie, al is daar niks pisangs nie. Ek sal die Here se naam groot. Oom Johan, al kom niks van my olyf uit en ek kan niks olie maak nie, ek sal die Here se naam groot maak. Soos al verloor ek alles, ek sal die Here se naam groot maak. Ek sal bly wees in God my redder, want hy het my gered. Die Here sê vir ons vanoggend, maak nie saak wat verkeerd gaan nie, maak nie saak of hierdie tafel leeg is en al die vrugte vrot is nie. Ons moet bly wees in God ons redder, want hy red ons. Hy haal ons uit die verderf uit, soos wat jullie gesê het met die koortjies. Waar sou ek vandag gewees het? Sou ek dalk langs die pad gelê het, 'n bietjie gebeur het, sou ek dalk miskien al 6 voet onder gewees het. Dalk sou ek in 'n mansion gesit het, met baie karre en baie geld en baie kos en niks van die Here nie. Nee, Here, al gaan alles verkeerd, al breek my kar, al is alles in die huis nie reg nie, al is die elektrisiteit af, maak nie saak nie, ek sal juig in God my redder. Juig in God die redder as iets verkeerd gaan, sê prys die Here want hy het my gered. As daar niks in die huis is nie, prys die Here. As jy baie het, prys ook die Here hoor, dan gaan die uitdeel verander. Maar prys die Here, hou aan om die Here se naam groot te maak. Moenie stop nie, moenie dink, ag nee wat, die Here sien my nie raak nie. Hier kom 'n skrywer vir ons en sê, al flop alles in my eie woorde, al gaan alles dood. Ons steel die bure al my skape en beeste, hulle vrek op die veld.
Ek sal bly wees in God my redder. Want hy is my redder. Ekskuus, ek moet goeie ons. Tot hier toe was alles nog fisiese vrugte gewees, het nie so nie. Tot hier was dit die tomatie wat Adam en Eva geëet het. Nee, die wat lemoene waar hulle geklaai. En die almal is die vyebome leeg en die druiwetrosse het niks en naas niks nêrens nie. Ek sal juig in God my redder. Nou kom ons, en ons kom bietjie by die teenoorgestelde. Waar dit nie fisies is nie, maar waar dit geestelik iets is. Gaan lees Galasiërs 5 vers 22 en 23, praat die Here van die vrug van die Gees. Liefde, vreugde, blydskap, lankmoedigheid, sagmoedigheid. Mag hulle vir ons lees, wat lees gou vir ons daarna? Galasiërs 5 vers 22 en 23. Kom ek weet maar ons daarna bring. Galasiërs 5 vers 22 en 23. Moenie 21 lees nie, want dis nie sleg te doen. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En selfbeheersing. Die mooi gehoor is en jy weet waar dit staan in Galasiërs 5 vers 22 en 23. Gaan lees wat die vrug van die Gees is, dit wat die Here verwag ons moet saam met ons dra. Dis 'n geestelike ding, dis nie 'n fisiese vrug nie. Dis nie ek gaan nou hierdie ding saam met my dra en as julle by my kom, gaan ek hom gooi met die appel. Ons moet blydskap. Wow. Nee, dis iets wat ek hier binne my moet hê. Dis iets wat ek hier binne my saam met my moet dra. Dis die vrug van die Gees. Soos ek sê, sy preek op sy eie, maar dis die vrugte van die Gees, dis een vrug. Van lemoen sny in die helft deur, kyk die segmente, dis hoe die vrug van die Gees is. Klomp verskillende goed wat saam een vrug is. Vrug van die Gees. Ons moet dit saam met ons hê. Dis iets wat die Christus van ons verwag, hy het nie self gesê nie, maar hy het geïnspireer dat kom, nee. En soos ons gaan kyk wat hier alles oor vrugte gesê het, joh, daar is so baie. As jy gaan lees in die bergpredikasie waar Jesus gepreek het in Matteus 7, praat hy so baie oor vrugte. Ek dink daar's 15 of 20 vers wat oor vrugte praat. En hy sê, moenie vir valse profete luister nie. Wat sê moet ons doen? Ken hulle uit aan hulle vrugte wat hulle saam met hulle dra. Vrugte, verskillende goeders. So ons moet nie net elke persoon wat van ons sê X, Y of Z net agter dit aanloop soos 'n slaaf, soos 'n zombie. Dit is al verstaan, soos 'n zombie. Hulle loop ons net so. Moenie net agter elke ding aan, moenie agter elke video wat jy kyk op YouTube of TikTok of waar ook al, dit net slaafs glo nie. Kyk op daai ou die vrugte dra. Van die Bybel en nie selfde. Ek het in die week hoor ek iets op TikTok. En ek dink met myself, dit is nie so, dit kan nie so wees. Weet jy, is baie maklik, toe vat ek my Bybel en kyk ek vinnig. Ek weet ons waar in die skrif staan dit. En dit is nie so gewees nie. Iemand het gepraat oor, toe Samson, en dit wat hulle praat, 99% is reg. Sy Samson in die eselskaakbeen opgetel en hy slaan 1000 ouens dood en die kakebeen sit aan sy hand vas en dit alles is waar en alles staan in die woord. En die persoon sê toe Samson moeg tot die dood toe, dit was so gewees. En Samson roep uit en sê, ja, ek nou 1000 ouens doodgemaak, gaan die nou maar met die doodgang van die dors. En dit is so gewees. En die persoon sê, hy sê daar kom lewende water uit die kakebeen van die esel uit. Dis nie so gewees. Net daar waar hy was, het hy oop geskeer en die water het uitgekom, maar nie die skedel uit. Want die persoon het nie die Bybel ordentlik gelees nie. So as die enige video sien, moet dit nie net vat. Hierdie persoon praat die water, hierdie persoon moet volwys met die water. Ons loop agterom. Hierdie persoon sê, ons moet nou X doen, dan doen ons. Lees die Bybel en gebruik die verstand. Kan allemaal so maak. So maak. So allemaal van ons het hande om op te lig. Allemaal van ons kan 'n Bybel net so optel, of net so blaai tot op die regte plek. Lees die Bybel en ken die Bybel, maar nie net mense volg wat vir jou goed sê.
kan jy 'n baie groter moeilikheid kry as enigiets anders. Verder gaan Jesus en hy sê, as 'n boom, en hy dra slegte vrugte, dan is dit 'n slegte boom. As iemand vir jou jok, dan is dit 'n slegte persoon. As iemand vir jou 'n valse profesie gee, is dit 'n slegte persoon. Maar as iemand goeie vrugte dra, sê hy 'n goeie boom. Jy kan nie goeie vrugte en slegte vrugte dra. Jy kan nie sê, ja, jy het verkeerd gepraat daar, maar al die ander goed wat ek doen is baie mooi goed nie. Dis nie so nie. Sien wat die Bybel my leer nie. Die Bybel sê vir my, kyk wat se vrugte hy dra, as dit slegte vrugte is, moenie glo wat hy sê nie. Ja, jy steel net so nou en dan geld, die res van die tyd is nogal goed. Dis 'n slegte ou. Nee, maar by die werk, ek vloek net een dag 'n week by die werk. Die res van die week praat hy baie mooi. Dis 'n slegte persoon. Hy moet nooit sleg praat nie. Jesus maak dit baie duidelik vir ons. Hy gee vir ons beeldspraak. Hy pas sommer reguit met ons, maar ook 'n bietjie deur vrugte ook, né? Deur vrugte. Stel mooi vrugte vandag. Pere. En maak die lekkerste pere daar. Dis nog heeltemal nie waar. Maar moenie slegte mense agterna jaag met een ding gesê waarvan jy hou nie. En jy moet nie slegte vrugte dra nie. Reinhard kan nie sy vrou slaan by die kerk toe Kees wil wees. Hy slaan sy vrou. Maar hy kan nie doen, dis 'n slegte, dis sleg. Ek wil so ver gaan om te sê, jy kan nie verwag jy moet iets in die kerk doen en betaal nie gedeelte terug vir die Here wat die tiende is of die offergawe nie. Dit is 'n slegte gewoonte. En dan wil ons ander mense wat ons leer en ons wil 'n medium wees of 'n kanaal wees, dis die regte. 'n Kanaal wees waar die Here kan werk. Maar ons kan nie sy wette navolg nie, dan is dit sleg. Daar gaan slegte vrugte by jou kan groei, hoor. Dan gaan Jesus verder, hy vertel ons gelykenis in Johannes 15. Hy sê, ek is die ware wynstok en julle moet in my ingeplant wees. Hoekom? Sodat ons goeie vrugte kan dra. Sodat wat ons in die wêreld gee, goed is. Sodat ons in die wêreld wys, goed is. Want as ek in Jesus ingeplant is, dan kan ek nie slegte vrugte dra. As jy vir my dit sê, dan volg jy Bybel wat hierdie Bybel is wat ons lees, hoor. As jy sê ek is in Jesus ingeplant, maar ek mense kroek en besteel en sleg maak, dan is jy nie deel van die ware wynstok. Jesus sê, kom na my toe, kom plant jouself en dan bring jy vir my, ek sê jou inplant. En dan draai jy vrugte, en dan kry jy voedingswaarde van my, of jy kry alles wat jy nodig het. En jy kan uitgee alles wat jy wil. Want dit is goed. Jesus gaan aan, hy vertel 'n ander gelykenis. Hy sê daar was 'n vyeboom gewees. En elke jaar as die eienaar van die land by die vyeboom kom, dan is die blare leeg, die boom is leeg, daar's net blare. En hy sê vir die ou wat na die bome kyk, kap hom af. Want hierdie boom mors my tyd, dit mors my geld, dit mors die ander bome se voedingswaarde. As jy nie vrugte dra nie, dan steel jy die mense rondom die se vrugte se krag. Die Here sê jy kan. Ek het in die week weer 'n video gekyk, iemand wat sê, jy kan nie jou redding verloor nie. Sê maar, as Jesus dan vir al die sonde, hoor jy die redenasie wat hy sê, as Jesus vir al die sonde gesterf het, hoe kan jy dan sy redding verloor? Het klink baie goed as met daarna so dink, né? Jesus het dan gesterf vir die sonde wat ek gaan doen ook. Jesus het gesterf vir die sonde wat ek gedoen het. Al wat ek moet doen, my hart vir die Here gee, dan is ek mos gered, dan kan ek mos nie dit verloor nie. So, leer uit die put van die hel. Jy moet elke dag strewe daarna om heilig te wees. Jy moet elke dag strewe om nie sonde te doen nie. As jy my sonde doen, bely dit uit. Gaan lees Johannes, 1 Johannes. Bely dit uit. Maak klaar met dit. Moenie aanhou nie. Anders gaan jy eendag by die Here kom en hy gaan vir jou sê, gaan weg en kyk jou nie. En die mense gaan sê, Here, maar in U naam het ons geprofeteer, in U naam het ons duiwels uitgedryf, in U naam het ek allerlei goed gedoen, en die Here gaan sê, ek ken jou nie, gaan weg. Dra die vrugte wat my boom moet wees. Kry vrugte in die lewe.
En nou kom ons by hierdie gedeelte. Skies eers in die landbouw, laat ek hom nog 1 jaar wat mens kuns moes gooi om nat lê, spesiaal aandag gee aan hom, as ek aandag gegee en hy dra nie vrugte en ek kap ek maar uit volgende jaar self, so wat die sê. Maar kom ons by hierdie gedeelte en ek dink myself, ja man, dis nie hierdie boom se tyd gewees om vrugte te dra nie. Ek kom ons nou nie na appelboom toe gaan as daar, as dit nie tyd is vir appels om te wag dat ek 'n appel gaan kry nie. Ek kan nie nou hier oor die berg, deur die tonnels daarna, na Citruspense toe ry en hulle aandring, hulle moet vir my jaarlik gee, as dit nie jaarlik op tyd is nie. En dit weet, 'n piesangboom dra ons nie elke dag piesangs nie. Is die waarheid? Wie ken nog so 'n bietjie boer? Wie ken bietjie boerdery? En Johnny as hulle hom rondry en kragdrade doen en goeders regmaak, dra al die bome elke dag vrugte. Nee. Is nie die tyd gewees vir die vyeboom om vrugte te dra nie, maar Jesus kom en hy sien die boom en ons lees iets mis. Ek gaan vir dit lees, vers 12. Ekskuus, nou moet ek maar wat se vers is. 13. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, daar is die geheim. Ons lees nie dit raak nie. Ons lees dit raak. Dis nie tyd gewees vir vye nie. Hierdie is 'n takkie wat ek volgende week met vyeboom uitgesny het. Mooi takkie, né? Mooi groen. Nou die dag het my ma iets vir my gewys op iets gesê en het dit vasgesteek en toe ek hierdie lees en het besef, nou maak dit sin. Toe Jesus die 5000 mense gevoed het, het hy dit met niks gedoen nie. Omdat hy 'n paar vis en 'n paar broodjies gehad. Hy het 'n paar goedjies gehad, né? En die tweede keer toe hy die mense weer, die 3000 mense weer kos gee, het hy met niks gedoen, het hy 'n paar goedjies gehad. Hy het 'n paar goedjies gehad. Nou moet ons iets van 'n vyeboom verstaan. Wanneer 'n vyeboom met sulke mooi groen blare het, beteken dit daar is vrugte op hom, of dit reg is of nie, daar's vrugte. As jy nie agter kan kyk, en ek het nie gaan soek vir hierdie nie hoor, ek het gegaan in die snoeskar gekry, en die eerste tak wat ek gekry het, ek gesny. Hier is een vy, en nog 'n vy, en daar's 'n vy, en hier's 'n vy, en daar's 'n baie klein ding draai, en of is 'n tak. Maar hier is 'n paar vye op. As 'n vyeboom groen blare het, beteken dit hy het vye. Die vye se vruggies begin vorm voor hy groen blare het. En Jesus sien 'n boom, 'n vyeboom met groen blare, en hy sê vir homself, as ek daar kom, gaan daar vruggies aan wees. Dis die manier wat dit werk. Al is dit sulke klein vruggies. As Jesus by hierdie vyeboom gekom het, en hy het hierdie klein vruggies gehad, so Jesus dit afgehaal het, die Vader gedank het vir die vrugte, en dit sou ryp gewees het. Mooi, groot vye wat jy kan eet. Sien, ons mis dit. Ons mis dat daar vye moes gewees het, al is dit klein. As daar 'n vyeboom was met bruin blare, of niks blare nie, beteken dit daar is nie 'n kans dat daar vye is nie. Miskien nog met bruin blare. As daar vye wat oorryp is. As Jesus daar gekom het, sou hy gedank het vir die vye wat sou weer reg gewees het. En die boom met groen blare gehad. Dis nie 'n appelboom wat mense kan toets nie. Dis nie 'n piesangboom of 'n lemoenboom of 'n wartlemoenboom is nie soos nie. 'n Wartlemoenrank nie, né? Dis nie Grenadella rank waar een of ander tyd nog moet kom nie. Is 'n vyeboom gewees waar groen blare aan is, en as daar groen blare is daar lewe. Daar moet vrugte aan wees as daar groen blare is. En Jesus kom met 'n verwagting, want daar is groen blare en hy kry niks. Ek het hier vandag kerk toe genooi en gesê, bring 'n vrug. Bring 'n vrug. En iemand het gestaan om my seker gemaak, pastoor is reg, dit is regtig 'n vrug. Sê, bring 'n vrug. En ek het gaan koop en seker gemaak, en daar ander mense ook saamgebring, dat indien iemand nie 'n vrug kon saambring nie, of nie geweet het nie, hulle vrug kon gevat het, en 'n vrug gebring het. Want weet jy wat, as ek my lewe vir die Here gee, dan het ek groen blare.
Beteken dit my vrugte is al reg om uit te deel? Nee, maar beteken ek moet minstens begin om 'n vrug te dra. Ek moet minstens begin om 'n druiwekorreltjie eers laat daar begin lyk of daar 'n vruggie kom. As ek groen blare het, dan moet ek begin om vye te hê vir die Here. Nie omdat hy gaan honger wees en 'n vy soek nie, maar indien iemand by my kom en iets soek by my, gaan die Here maak dat daai vruggie reg is. Al sê ek vir myself, nee, ek kan nie, Here. Hoekom dink jy Jesus hierdie gesê, wat ons gelees het? Toe die disippels verbaas is en sê, Here, gister het U daai boom vervloek, kyk, vandag is hy dood. Het Jesus nie eens oor die vrye boom gepraat nie. Hy het gesê, as jy geloof het, al is dit hoe klein, en jy bid en jy glo regtig wat jy vra, broer, nie met twyfel nie, nie met miskien nie, as jy glo wat jy bid, en jy sê vir die berg, tel jouself op, gaan gooi jou in die see, sal dit gebeur. So die Here verwag nie dat elkeen van ons so groot vrug saam met ons moet ronddra. Skat, elkeen van ons is nie op die plek om dit te doen. Seker as vir ons moet dit dra, hoor. So moenie nou net sê, ja, nee, ek spreek dit. Seker van ons moet dit dra. Ons kan nie 50 jaar op die pad bly en ons vrug hier so groot nie, hoor, dan sal iets fout. Maar as ek geloof het, so groot soos daai klein feitjie wat daar bo in daai takkie sit. En iemand kom by my met 'n honger en 'n dors om van die Here te hoor, dan kan ek hom afklik. En ek kan sê, taste and see that God is good. Maak nie saak hoe groot of hoe klein jy voel die geloof is nie. Is sterk genoeg om dit te doen, maar pastoor, ek kan nie met mense praat oor die Here. Moenie bekommerd wees, hy gaan iemand vir jy stuur nie mee kan praat. Iemand wat jy ken of iemand wat jy glad nie ken nie. Maak nie saak, hy gaan iemand stuur. So wees reg hierdie week, hoor. Maak seker, die vruggie is daar, dat indien iemand hierdie week kom, jy wil ek kan sê, die Here is goed. Amen. En as ek nou by Saterdagmiddag kom, en niemand het nog opgedaag, gaan checkers doen. Gaan koop jy vir ietsie. Enige ietsie. Nie 'n bottel drank, nie iets anders. Koop 'n water, of koop 'n vrug, of koop 'n botteltjie Coke. Of koop 'n eier. Koop wat jy wil koop. Kan garage toe gaan, as jy checkers toe wil gaan. Kyk, waar gaan net na 'n plek toe waar daar teller is. Dan koop jy die ding. En as jy klein geld vat, as jy klein geld het, of as jy klaar getap het met die klaar, doen dit wat jy wil doen. En net voor jy begin wegloop sê, God bless you, dan loop jy net, jy hoef niks verder te doen, hoor. Ja. Dan gee jy daai klein vruggie vir iemand. Jy hoef nie te maak dat dit opgroei nie, jy hoef nie te maak dat dit by daai persoon 'n vrug word nie, jy moet net aan daai saadjie plant. Want jy moet reg wees die week is dit nie, net dit is nie. As daar iemand by jy kom en sê, hoor jy, ek het probleme, moet jy kan sê, ek ken die meeste van die wind en die storms. Halleluja. Ek ken hom wat op die see kan loop. Ek ken hom wat berge kan versit en mense die dode kan opstaan. Moenie bekommerd wees, kom ek vertel jou van. Eet bietjie van hierdie vrugte wat ek jou vertel. My vraag aan u volgende is, het u 'n vrug? Het u 'n vrug? En nou maak die Gees dit nie vrug. Het u 'n vrug wat in die hand sal dra? Hier binne, nie weggesteek nie, bewaar. Sodat niemand kom en sê, ek het honger en ek kan deel en sê, hier is die Here. Ek is goed as hy vir ons. En my mag hierdie woord in die hart vastslaan. Mag die saadjie ontkiem en 'n boom word